Kom ons kyk 'n bietjie dieper na wat Paulus identifiseer as die evangelie van Christus. En ons gaan daar na Efesiërs hoofstuk 1 toe. En ons begin sommer daar lees van vers 3 af. Ek gaan 'n redelike stukkie lees. Ek lees uit die 33 vertaling uit. En as jy 'n 83 vertaling het, gooi hom een kant, hy's useless. Kry vir jou 33 vertaling en as jy nie 'n 33 vertaling kry nie, kry dan maar vir jou 53 vertaling. Maar gooi die nuwe vertaling, die 83 vertaling, gooi hom in die asblik. Hy's regtig nie die moeite werd nie. Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Kom ons stop gou daar. Jy hoor baie keer dat die mense praat van die seëninge van die evangelie. En dan het hulle die vermetelheid om hierdie versie te neem en te sê dat hierdie seëninge in hemelse plekke beteken voorspoedsteologie. Dat jy niks gaan tekort kom nie, dat jy niks gaan ly nie, dat jy aan niks deelagtig gaan wees wat van hierdie wêreld is nie, dat jy is nou voorspoediglik en jy moet net geloof hê. Hoor jy? Jy is voorspoedig en jy het alles van Christus. Maar jy moet geloof hê. So wat doen hulle eintlik? Hulle bring die evangelie van Christus na jou toe. En hulle sê uit jou vlees moet jy hierdie evangelie herproduseer. En dan hoe herproduseer jy hom? Deur tekens en wonderwerke, profetiese gawes, soos julle dit noem. Daar is 'n ding soos 'n profetiese gawe in die Nuwe Testament, so by the way. Spreek in tale, uitleg in tale, tekens en wonderwerke, herlewing wat julle verwag word. Hoekom verstaan die Christene nie dit nie? Want hoe meer jy verwag dat daar 'n herlewing moet kom in tekens en wonderwerke, hoe verder is jy van Christus af. Want jy sien die tekens en die wonderwerke wat gedoen was deur Jesus van Nasaret vir die huis van Israel. Dit het niks met jou te doen nie. Vader moes deur Christus Jesus tekens en wonderwerke doen om hulle terug te bring na Christus toe, maar wat sê Jesus? Hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer het ek begeer om julle bymekaar te maak, soos 'n moeder hen haar kykens, maar julle wou nie. Sê Paulus, Handelinge 28, vers 26 tot 29, dat hulle horende doof geword, sienende blind, en die evangelie het hulle niks gebaat, en daarom vat hy die evangelie na die heidene toe. Eienaardig, dat God wek vir Paulus op, om hierdie evangelie na die heidene toe te vat. Wat is die kern van hierdie evangelie, of 'n sentrale fokus van hierdie evangelie is, God en Vader van ons Here Jesus Christus. Nou daai is 'n baie belangrike ding. As jy geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dan sê hy vers 2, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Dan sê hy, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Moet jy Paulus maak 'n onderskeid hierso van wat die evangelie omtrent is. Dis omtrent God as ons Vader en Jesus Christus as ons Jesus Christus. Luister wat sê. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dan sê hy, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So Paulus se hele evangelie is nie gefokus op Jesus van Nasaret op die aarde nie. Paulus se hele evangelie is nie gefokus op die Jesus van Nasaret wat tekens en wonderwerke gedoen het nie.
En sy fokus is nie op Jesus van Nasaret wat vir die apostels gesê het, gaan dan heen en maak disippels. Jy kan nie 'n disipel van God gemaak word as jy uit God se saad wedergebore is nie. 1 Johannes 3 vers 9. Jy sien, 'n disipel is iemand wat iets moet doen. Hy moet by die voete van 'n leermeester fisies gaan sit en dan moet hy herproduseer wat hierdie rabbi vir hom leer. Dis wat 'n disipel is. En Jesus het vir die disipels apostels gemaak en vir hulle uitgestuur om die mense te bring in die presiese fisiese voorbeeld van Jesus Christus. Maar toe kom hy met Paulus. En Paulus sê, Aikona, daar is nie 'n ding soos 'n disipel nie, daar is nou 'n ding soos 'n slaaf. Daar is nou nie meer 'n disipel nie, daar is nou 'n kind. Daar is nou nie meer werke en leer en probeer geleer word nie, daar is nou 'n wedergeboorte. Daar is nie nou iets wat gedoen moet word nie, dit is nou 'n kwessie van iemand wat iets in my is, en dit is Christus Jesus. So wat Paulus sê hierso, Efesiërs 1:3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Luister wat sê hy, in die hemele in Christus. So Paulus se hele evangelie is hemels gesentreerd. Daar waar Christus in die hemele aan God se regterhand sit as die opgestaande God uit die dood uit. Dis nie omtrent Jesus op die aarde nie. Paulus skryf hier, hy sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Luister wat sê hy. Wat ons geseën het met alle geestelike seëninge, wat sê hy, in die hemel in Christus. Hy sê nie wat ons geseën het met geestelike gawes van die Jesus van Nasaret wat op die aarde gewandel het. Nee. Hy sê jy's geseën met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Waar is Christus? In die hemel. Kom ons kyk gou hierso na 'n baie interessante vers. Julle sal hoor ek quoteer hom vreeslik baie, want is my een van my kernverse in my Christelike wandel. En sonder daai vers beteken jou Bybel en jou Christelike geloof absoluut niks nie. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus, nou luister wat sê hy, opgewek is. Nie as julle in die beeld van Christus probeer wandel wat julle self probeer produseer nie. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is. As jy wil weet waar daai vandaan kom, gaan lees Romeine hoofstuk 6. Dat jy saam met Jesus gesterf het en saam met hom opgewek is. Wat beteken dit? Jy het saam met Jesus gesterf op die kruis. En in hierdie Christus in wie jy gesterf het, was jy ook dood gewees. En in hierdie Christus in wie jy gesterf het, in wie jy dood was, het jy ook opgestaan en 'n nuwe lewe gekry. En waar is hierdie Christus dan nou? Hy's in die hemel. Hy's nie op die aarde nie. Luister wat sê Kolossense 3:1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. Waar is Christus op die aarde onder? Nee. Soek die dinge daarbo waar Christus is. Nou luister wat sê hy. Aan die regterhand van God. Ek lees weer. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Jy sien, daar gooi Paulus sommer heeltemal Jesus van Nasaret uit. Daar gooi hy die profete uit, daar gooi hy Abraham, Isak en Jakob uit, daar gooi hy die wet uit en daar gooi hy sommer Adam en Eva ook sommer uit by die hele spul. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. Waar is daarbo? In die hemele. Waar is dit? Aan die regterhand van God, waar hy sit.
Paulus sê, sy hele evangelie wentel rondom die opgestaande Christus en sy lewe wat in jou is. Nou luister wat sê Paulus, Kolossense 3, 1 en 2. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is aan die regterhand en aan die regterhand van God sit. Nie Jesus op Nasaret nie, nie Jesus in Jerusalem nie, nie Jesus op die aarde nie. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Paulus sê vir jou gedagtes as wedergebore kind van die Here moet wees waar Christus in die hemele is. Kyk daar, hy sê, bedink die dinge wat bo is, daar waar Christus opgewek is uit die dood uit, en daar waar hy sit aan die regterhand van God die Vader, jou denke moet by daardie Christus wees. Nie die Jesus van Nasaret op die aarde nie. Jou gedagtes moenie wees by die Jesus van Matteus, Markus en Lukas nie, en dan so bietjie van Johannes nie. Hy was Jesus op die aarde gewees. Jesus van Nasaret op die aarde. Jesus die seun van mens, die seun van Dawid op die aarde. Hy sê jou gedagtes moenie by daai Jesus wees nie. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 16. Ons ken niemand meer na die vlees nie. Al het ons Jesus voorheen geken na die vlees, ken ons hom tog nie meer so na die vlees nie. So wat Paulus vir jou regtig hierso sê, hy sê, wat se nonsens is dit met jou? Jou kerk, jou dominee, jou pastoor, jou priester, wie ook al, jou leraar, wat jou die hele tyd hou in Jesus van Nasaret. Paulus sê vir jou, bedink die dinge wat daarbo is, waar Christus is en waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat bo is, nie wat op die aarde is nie. Jou taak is nie om te bedink wat Jesus van Nasaret op die aarde was nie. Dis nie jou taak om te probeer doen wat Jesus van Nasaret op die aarde gedoen het nie. Dis nie jou mandaat om te probeer wees soos hierdie Jesus van Nasaret wat op die aarde was nie. Jesus het gesterf op die kruis. Jy het in Christus gesterf op die kruis. Saam was julle gekruisig. Saam het julle gesterf. Saam was julle dood. Saam het julle opgestaan. En in Christus, in eenheid met Christus, het jy in Christus as een gees met hom opgevaar na die hemel toe. En is jy as geespersoon een met Christus reeds aan God se regterhand in die hemel. Jy het nou wel 'n liggaam op die aarde, maar die lewe in hierdie liggaampie is die opgestaande Christus. Hy is God in die hemel, by God se regterhand, by die troon. Hy is God almagtig wat in die hemel is, maar is terselfdertyd ook Christus, wat die lewende God is, wat in jou woon, want God is alomteenwoordig. God is almagtig. God is algeheel oordowerend. He is all powerful, omnipotent, omniscient. Hy is oral, in die hemel en in jou. Kyk wat sê Paulus. Hierdie evangelie van God, aangaande sy seun Christus Jesus, wat uit die dood uit opgewek is. Bedink die dinge wat bo is, nie wat op die aarde is nie. En kyk nou wat sê hy. Want julle het gesterwe, Kolossense 3 vers 4. Want 3 vers 3, ekskuus tog. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Waar is dit? Waar is my lewe in Christus verborge in God? In die hemele, nie op die aarde nie. Jou lewe wat jy het is die Godlewe in Christus Jesus wat produseer vanuit die hemel uit. 'n Lewe wat funksioneer vanuit die opgestaande Christus. Die Christus wat in die hemel is
aan die regterhand van God die Vader. Daai is die lewe wat jy het. Jy durf nie die dinge van Jesus van Nasaret op die aarde bedink nie, jy bedink die dinge van Christus Jesus in wie jou lewe in God verborgen is, die Christus wat in die hemel is en die God wat in die hemel is, wat niks met hierdie aarde te doen het nie en geen verwantskap met hierdie aarde meer het nie. Dis die evangelie van Paulus. Kyk wat sê hy? 3 vers 3, Kolossense. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus. Luister wat sê hy, verborge in God. Is nie interessant nie, verborgenheid, mysterie. Julle lewe in Christus is 'n mysterie, maar is in God. Hy sê, wat is die mysterie? Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid openbaar word. Hoor jy? Saam met hom in heerlikheid openbaar word. Wat is dit? Dat Christus wat in jou is en in wie jy is, in die hemele, aan God se regterhand. Daai Christus is wat aan jou openbaar moet word. Dit is die evangelie van Paulus. Die evangelie van Christus wat in julle is. En Christus wat jou lewe in jou is. Dis die evangelie van God, aangaande sy seun Jesus Christus, deur die Gees met krag verklaar is opgestaan uit die dode uit. Christus in wie jou lewe in die hemele verborge is in God. Hy sê, bedink daai Christus. Dit is die leer van Christus. Dit is wat die evangelie is, aangaande sy opgestaande seun, Christus Jesus in die hemel. Nou as jy nog in 'n kerkie is, waar hulle die hele tyd vir jou aardsgebonde hou in die wet, in die profete, in Matteus, Markus en Lukas en Jesus van Nasaret, in die wette wat hulle jou elke Sondag forceer om terug te gaan na die wet toe en jou sondes te bely, dit is nie die leer van Christus nie. Dit is nie wat jy bedink nie. Jy is nie veronderstel om te bedink wat die wet is nie. Jy is nie veronderstel om te bedink wat die profete sê nie. Jy is nie veronderstel om jou woord uit die profete uit te kry nie. Jy is nie veronderstel om 'n woord van God uit Matteus, Markus en Lukas te kry nie. Jy is nie veronderstel om Jesus van Nasaret na te volg nie. Jy is veronderstel om een te wees met die Christus wat in die hemel is, wat opgestaan uit dood het en wat met jou versoen is en wat jou een met hom gemaak het wat in die hemel is en wat in jou lewe en jy in hom lewe. Want hy sê, want wanneer Christus wat jou lewe is, Jesus van Nasaret was niemand se lewe nie. Hy was nie Israel se lewe nie, hy was nie jou lewe nie, maar hy was die lewe van God wat aan ons geopenbaar sal word na sy opstanding. Jy sien, Jesus was op hierdie aarde 'n mens met 'n menslike wese in hom. Maar hierdie Jesus het Christus in hom gehad. Wat is hierdie Christus wat in hierdie Jesus van Nasaret was? Dit is niks anderster as die lewe van God self nie. Maar dit was sy lewe gewees. Nou sê Christus, hy is nou ook ons lewe. Jy sien, want Vader het nou in Christus daardie lewe van hom wat in Jesus van Nasaret was, uitgehaal uit Jesus van Nasaret uit. Hy het dat die lewe gemaak wat Christus altyd gehad het as God. Want wat het Jesus gesê? In u hande gee ek my gees. So Jesus het daai lewe wat God in hom was, het hy op sy kruis vir bewaring in die Vader se hand gegee, sodat in ons mededood met Christus Jesus en in die opstanding van Jesus, hy daardie lewe kon vat, terugneem as sy lewe en ook oorplaas in ons as sy lewe. Daarom sê Paulus dat wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal ons saam met hom geopenbaar word in heerlikheid.
En as jy nie in daardie lewe van Christus is nie, en as jy nie daardie lewe van Christus joune gemaak het nie, maar jy is nog steeds in Abraham, Isak en Jakob, die profete in die Ou Testament, in Matteus, Markus en Lukas en Jesus van Nasaret wat tekens en wonderwerke doen, en in die werke van die Heilige Gees, dan het jy nie die leer van Christus nie. En jy behoort nie aan God nie. So eenvoudig soos dit. Nou ja, ons gaan later weer 'n bietjie verder praat oor hierdie evangelie van Paulus. Totsiens.